I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. 'Cause I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. Kom verklaar dit vanoggend. Yes, I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. Nog een keer. Yes, I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. Kom ons maak die Here se naam groot. Kom ons maak die Here se naam groot. Kom ons maak die Here. Halleluja. Halleluja. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. 'Cause I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. And I'm no longer a slave to fear. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. Prys die Here, jy kan die sitplekke neem. Baie dankie broeder en suster. Nou ek wil vanoggend, ja, dankie die tieners kan uitgaan. Ek weet daar's weer 'n hele klomp van hulle, dit is awesome. Marilyn, as die doopdiens begin, wil ek net hulle moet terugkom, want Tristan word ons gedoop vanmôre. OK. Wow. Sjoe. Marilyn, een van die dae gaan ons bidkamer toe en julle hierso wees. Ek is so bly, het gaan so goed met ons tieners. Marilyn en haar span doen sulke wonderlike werk daar. En ek is so opgewonde oor hulle. Dankie ook Michael vir jou in die span, het was besonder vanmôre. Nou broeder en suster, ek gaan vanoggend met u praat oor deurbrake en ek hoop ek kan vanoggend iets oopmaak by jou. Want ek praat nou oor deurbrake wanneer God die onmoontlike moontlik maak. Nou, ek wil gou praat oor gister se funksie wat hier aan die gang is en die deurbrake wat God daar gedoen het. Ek wil net hê julle moet luister. Ek het so 2 keer 'n jaar probeer ek om so bederfdag vir die 60+ te reël. Nou op daai bederfdag doen ons iets spesiaals vir hulle. Nou gister het ons dit 'n klein begin, maar toe het nou nog gegroei in die week. Ons het iemand gehad wat die naels gedoen het en dit was fabulous. Ons het iemand gehad wat gemeer het. Ek lag gister het iemand gespot, ek moet die tannies dop hou en kyk wie van hulle het nie gisterand of vanoggend gewas nie. Dit was baie spesiaal en toe was daar 'n fisio en hy het op die hande gekonsentreer. So hy het die hande gemassage en so aan Dries Viljoen. Dit was ook baie wonderlik. En dan was daar 'n vroutjie wat die voete gedoen het en die voete gemassage het en allerhande goedjies met die voete gedoen het. En toe was daar 'n vroutjie wat ook die gesigte gefacial het. Wat ook baie besonders was vir die wat daar was. En dan het ons ook, nou ek hoop ek het iemand vergeet nie, nee. En dan het ek, nee, ek het die gremering genoem. Ja, dis die laaste een. Toe het ons ook iemand van 'n wellness kliniek gehad, wat so bietjie kom massage het. En dit het in die week gebeur, en weet jy, as jy moet betaal vir hierdie dienste, Monique, jy gaan weet, al daai goed saam, en hier was omtrent 60, 65 ou mense se wees. En
Dink nou maar self in geldterme, gister kon jy ryk geraak het, sis, as jy daai alles gedoen het. Maar, dis wat God voorsien het gister, en weet jy wat, toe het ons ook vir hulle kos gegee, want Sharon, Carol en hulle span, hulle het so wonderlike werk gedoen, en het was sulke besonderse kos, en teen hulle mense gevra het, waar het ons gekoop, wie het gekyk het, toe sê ek, nee, is ons eie ouens. Dit het gister gebeur, en 'n ander besigheid het weer vir ons cupcake geskenk, en ons het vir elke ene van ons besonderse mensies 'n cupcake ook gegee, wat vars gebak was. So, weet jy, dis alles wat God in werking gestel het. Want God doen die onmoontlike, maar ek en jy moet net begin. Maar voor ek daarby kom, ek het vanoggend in die bidkamer 'n ervaring gehad, en ek het nou gesê, ek gaan dit nie noem nie, maar ek moet. Want ons het gepraat oor, as mense nie van God gehoor het nie, hoe gaan hulle hoor? Deur ons. En toe vertel ek vir hulle van 'n storie wat ek gehoor het, 'n getuienis van 'n predikant, wat die aand in sy bed geklim het, hy het aan die slaap geraak, en hy het begin droom. En hy droom, hy gaan dood, en hy droom, hy gaan bo oor hierdie doodsjordaan, en hy is opgewonde, die hemel is voor hom, en toe hy in die middel kom, toe hoor hy 'n verskriklike geskree. En toe hy so afkyk, toe sien hy die dal van doodskade weer, die hel. En toe hy so afkyk, herken hy sekere ouens al. En hy sê, maar hier gesig kan hy net nie vergeet nie, want hy man het geskree en gesê, God stop daai ou, want hy het my nie vertel toe hy kans gehad het. Eina. En toe het ek gesê, ons kry geleenthede en dan gebruik ons dit nie. En God wil deurbrake gee, maar broeder en suster, ek en jy kan nie deurbrake kry, deur net rustig daar agteroor te sit, en te lekker te wees, en te dink dinge gaan gebeur nie. Ek sal lekker wees om so te preek. Ek en jy moet opstaan en aan die gang kom. Weet, iemand vra my nou die dag, is dit lekker om tot 9:30 of 10 in die aand hier by die kerk te sit? Toe sê ek nee, ek sal ook graag by die huis wil wees by my vrou. Want sy maak my minder mal as van die gevalle wat ek hanteer. Maar hoekom doen ek dit? Want ek doen dit vir die Here. Ek doen dit nie vir mense nie. En dit wat ek vanoggend vir jou doen ek ook nie vir jou as sulks nie. Ek doen dit omdat God vir my gesê het om dit te doen, so ek doen dit vir hom. As jy wil deurbrake kry in jou omstandighede, moet jy so begin leef, dat die deurbrake kan kom. Maar die probleem is, ons sit ons lekker agteroor, en ons wag dat die goed moet gebeur. Intussen tyd sê die Here, kom jy in beweging, dan kom ek saam met jou in beweging. Toe ek weet, ons is nie 'n normale kerk nie. Gister het ek dit baie gehoor. Pastoor, sulke goed wat julle gister vir ons gedoen het, doen geen kerkie. Dis die waarheid. Gaan wys my 'n kerk wat dit doen vir hulle mense? Hoekom doen ons dit? Want ons doen dit vir die Here. Nie om gesien te word nie, dit is nie vir my belangrik nie. Ek en jy moet kom op 'n punt waar ons God vertrou, en waar ons sê, Here, ek gaan leef vir deurbrake. Ek wil begin luister wat hy vir my sê, en ek wil begin doen. Want deurbrake is wanneer God die onmoontlike moontlik maak. Maar dit begin by my en jou. Terwyl ek voorberei, toe dink ek aan, wat is die grootste getuienis wat ek kan gee, waar God my gebruik het? Die grootste een. Nou hier kom het. Baie van julle het dit seker nog nie gehoor.
Dis seker so 15 jaar terug, hier in die kerk. Dis waar die getuienis, die grootste getuienis wat ek kan vertel. Baie van julle was daai oggend hier, die oggend toe Tannie Willa die doodheid opgewek is. Wie was hier daai oggend? Kyk 'n paar van u wat hier was. Nou luister gou hier en jy moes vir oggend die wees jy en David hoor Andeleen. Ons het vir Andeleen gevra want daar waar my skoonmaler daar agter sit, Tannie Susan, daar waar jy sit, het Tannie Willa gesit. En sy het in die bank gesterf. Sy het haar kop so op my skoonma het gedink sy slaap. Maar sy het op agtergekom, maar luister, hierdie is nie slaap nie, sy is nie meer nie. En Andeleen het vir my gaan check, en ek bedoel, sy se susters, hulle het hulle eie ambulansdienste. Tannie Willa was dood. Luister gou hier, sy was dood. En ek sê toe een van my pastore, vat haar net bidkamer toe, moenie die gemeente ontstel nie, en toe die pastoor hier voorkom, toe sê ek vir hom, nee, jy gaan nergens heen nie, lê Tannie Willa hier voor die kansel neer. Wie wat het daai pastoor vir my gesê? Jy's mal. As ek terugdink daaraan, ja, ek was mal. Mal vir die Here. En ons het daar hier neergelê en ek het die voorbereiders en die pastore gevra en toe het ek die gemeente gesê wat het gebeur. En daar was redelik pandemonium want Tannie Willa was geliefd. En ons het vir haar gebid. Ek weet nie hoe lank dit was nie. Maar toe begin sy weer asemhaal. Nou toe is dit chaos gewees. Ja, ons moes Tannie Willa toe huis toe vat. Ek dink my skoonouers, Paul het dan nog huis toe gevat, né? Want ek moet dit maar noem, sy het ontlas. Dis wat gebeur as jy sterf, né? Want alles ontspan. So en Tannie Willa daarna nog so 5 jaar geleef voor ons haar begrawe het. Sy was op daai stadium in die 80 gewees. Maar God het nog 'n plan en 'n doel gehad. Nou dis 'n deurbraak waar God die onmoontlike doen wat menslik onmoontlik is. Ons op alhoewel geen breinskade, geen niks daarna. Al was hy 20 halfuur, ons weet nie hoe lank dit was nie. 20 minute halfuur, ons weet nie hoe lank sy dood was nie. Sy kan self nie onthou nie, sy was net nie impressed, sy het op 'n stadium vir my gesê dat ons al teruggebid het nie. Maar God het 'n doel en 'n plan. En dan kom deurbrake die oomblik wat ek en jy oorgee aan God en sê, Here, ek gee oor aan U, laat U wil geskied. U doen wat U wil doen. Ek het net na die tyd, jy weet, en dis hoe die vyand ook met jou werk, het ek gaan sit en nabetragting doen oor hierdie ding en sê nou net, dis die duiwel, né? Michael sê nou net, sy het nie opgewek uit die dood. Wat dan? Want ek 'n voel van myself gemaak en 'n voel van die Here gemaak. Maar ek moet nie daaraan dink nie, want die feit is dis nie wat gebeur het nie. God kan enigiets doen. En as God met jou begin praat, moet jy gehoorsaam begin wees, want dis wanneer die deurbrake gaan kom. Die deurbrake gaan nie kom van net agteroor sit en wag nie. Hoe die ouens sê, ek is wagtend op die Here en bidend. Dit klink eerder vir my, jy is bang om op te staan en iets te doen. Want baie ouens sê, ag pastoor, ek is miskien nou nie so aktief nie, maar ek bid nog baie. Ag kom man. As jy regtig so bid, gaan die Here vir jou sê, staan op en begin in die gang kom. Want dis wat ons moet doen. OK, ek het nou begin preek en nog nie begin nie. Ek het 'n vers wat ek vir u wil lees, Jesaja 43 vers 19. Kyk daar. Kyk, ek gaan nou iets niets doen. Nou sal dit uitsprei, sal julle dit nie merk nie. Ek sal 'n pad maak in die ek sal 'n pad in die woestyn maak, riviere in die wildernis. Nou is dit interessant waar God begin. Hy sê, kyk, ek gaan iets niets doen, nou sal dit uitsprei. Dit ervaar ek reeds vanoggend.
gaan nou 5 mense gaan ons doop. En al 5 het na my toe gekom en gesê, pastoor, ek wil gedoop word. Ek het nie gegaan. Hulle het gekom. En vir julle wat vanoggend gedoop gaan word, luister hier, as jy nie opgestaan het en in beweging gekom het nie, sou niks gebeur het nie. En ek dink van die 5 het 4 van julle die volgende woorde vir my gesê. Pastoor, ek is nou nie heeltemal seker of ek nog reg het, of ek nou al reg is nie. En my antwoord aan almal van julle was presies dieselfde. Okay, sê vir my, wanneer dink jy sal jy reg wees? Môre, volgende week, volgende maand, volgende jaar? Wie dink jy het met jou gepraat om gedoop te word? Die duiwel? Daar's geen manier nie, hy sê dit doen nie, hy is stupid. Dis God wat met jou gepraat het en gesê het, dis wat jy moet doen. En toe sê ek, okay, maar ons gaan so vinnig moontlik geleentheid skep, ons gaan dit doen. Want ongelukkig van uitstel kom, afstel, né? Dis hoekom as die Here met jou praat, moenie uitstel nie, want anders dan gaan dit afgestel word. Begin in beweging doen en begin doen dit wat God sê. En dan gaan jy sien wat gaan begin gebeur. Hoe die deurbrake gaan kom. Hy sê, kyk nou, ek gaan iets nuuts doen. Nou, u kan dit volg op die skerm, ek gaan nie alles deurgaan nie. Ons almal het daardie gevoel nie waar nie. Daardie oomblik wanneer jy voor 'n berg staan, 'n uitdaging. Ag, dit kan finansies wees, dit kan 'n huweliksprobleem wees, dit kan 'n werk wees. Ag, dit kan hoeveel goed wees. Dan sê ek weet nie hoe ek deur hierdie ding gaan kom nie. Luister, God is die een wat die onmoontlike doen. Gisteroggend het Marius getuig op by die bidhuur. Hy was in die week by my en ek het vir hom gesê, jy moet die Here begin vertrou. God gaan vir jou 'n deur oopmaak. En die volgende oggend het hy 'n volgende middag 'n onderhoud gehad en hy het die werk gekry. Nou hoe gebeur dit so vinnig? Luister, dis God wat die onmoontlike doen. En dit maak nie saak wat die omstandighede is nie. Die probleem lê nie by God nie, dit lê by my, by jou. God wil vir my en jou die deurbrake gee, maar dit is tyd dat ons in beweging gaan kom. Sy gaan opstaan, wil begin luister wat God sê. En wat ook al dan die stryd is wat jy het, man, God wil 'n weg maak. Wat dit ook al mag wees. En kyk hierso, ons bid, en ons werk, en ons probeer, maar soms voel dit asof die mure net hoor word en die deure gesluit bly. Dis presies in hierdie oomblikke dat God ons wil herinner aan sy krag tot deurbrake. En dan kom ons nou by dit wat ek vir jou wil sê, wat is 'n deurbraak? Wat is 'n deurbraak? Kom ons kyk. Dit moet ek vir julle lees. Dis daardie oomblik, wanneer die onmoontlike moontlik word, wanneer 'n muur val, 'n deur oopgaan of 'n oplossing verskyn, waar daar voorheen geen hoop was nie. Dis die deurbraak. Dis die deurbraak wat God wil gee. Dit beteken die deurbraak is die onmoontlike wat God moontlik maak. Het lyk op hierdie stadium of jy in 'n hopelose situasie is. Luister, dan het jy 'n deurbraak nodig. Ekskuus Pieter, ek moet jou as voorbeeld gebruik. Hy was in die week by my. Ek doop hom vanoggend. En hy wil net sy lewe begin regkry en voor hy loop, toe sê hy, maar pastoor, ek wil net iets vra, ek wil graag gedoop word. Pieter, ek wil vir jou sê, dis waar jou deurbraak begin het. Die feit dat jy daaroor gepraat het en gesê, dis ek, en nou gaan ek doen wat die Here sê. Dis die deurbraak. Die onmoontlike wat moontlik word. Ek dink as ek met almal om jou moet gevra het 2-3 maande terug, hy gaan vanoggend gedoop geword het, dan daai aanstaande skoonma van jou gesê, dis onmoontlik.
Daar sê sy vir jou. Maar dis wanneer die onmoontlike moontlik word. Dis wanneer ek in beweging kom. En dis wat God wil doen vir my en vir jou. Om daai onmoontlike moontlik te maak. Dis 'n ingryping van God wat die natuurlike gang van sake verander en sy bonatuurlike teenwoordigheid manifesteer. Ek kon dit nie so mooi sê nie, dis hoekom ek dit moet skryf. Kyk net daar. Dis die ingryping van God wat die natuurlike gang van sake verander en sy bonatuurlike teenwoordigheid manifesteer. Wow. En nou kom ons terug na Jesaja, die vers wat ons gelees het, 43 vers 19. Kyk, ek gaan iets nuuts doen. Nou sal dit uitspruit. Sal julle dit nie merk nie? En weet jy, voor ek wil begin met die eerste punt, hier is vir my belangrik. Luister, ek en jy kom nie hierdie goed agter nie en ons moet begin wakker word. Want hierso sê die Here, sal jy dit nie merk nie? Sê jy dit nie merk nie? Sorry Gerda, jy is op die spot vanoggend. Ek het 'n paar begrafnisse deur die jare na haar gedoen, onder andere haar man, haar dogter, en vriende en hierdie was op haar dag een van die wildstes. Daar's 'n term vir haar gewees, 'n kroegvlieg. Is ek reg? Sy het op tafels in die kroeg rondgedans en gesing. Is ek reg? Wie wat kom sy by God uit? Julle, sy is oral betrokke. As ek my draai, is Gerda daar. Wat het gebeur? Die deurbraak het gebeur, die onmoontlike het gebeur, God het gebeur. Dis Gerda, is dit jy? Wat is wat God kan doen? Dis hoe God die onmoontlike moontlik maak deur die deurbrake, maar ek en jy moet begin wakker word. Want dis wat die Here sê, sal julle dit nie merk nie, kom jy dit nie agter nie, wil jy nie wakker word nie. Come on. God wil dit vir ons doen, maar ek en jy moet begin wakker word. Ons begin opstaan. Punt nommer 1, glo in God se vermoë vir die onmoontlike. Dis waar dit begin. Glo dat God die onmoontlike kan doen. Ek wil vir julle 'n voorbeeld gee wat nou met my Melanie gebeur het. Dit is goed om persoonlike goed te deel, dat jy kan hoor hoe God intree. Weet, ons het so 'n maand terug was ons op vakansie wat nie 'n vakansie was. Want ons het al die kleinkinders en kinders saam gehad. Dit was nie die probleem het, was die probleem was, dit het gereën en gereën en gereën en gereën. En met 'n klomp kinders in 'n tent, werk nie uit nie. En 2 van die karavaan se wiele het ek verloor. En ek het skade op die karavaan. En so kan ek aangaan, dit was net, sy sê het was nie so jiggie nie, dit was 'n jiggie vakansie. En ek het moeg teruggekom. Inteendeel, my karavaan staan nou by die panelbeaters, hulle my goed moet regmaak, want daar's net so 'n gat onder waar die wiel ontplof het deur die onderkant van die karavaan. En ek het net vir die Here gesê, Here, ek moet ergens, ek moet so 'n bietjie rus begin kry. Want Melanie weet ook, ek kan nie stil sit nie. Amen. OK, hy het dit vir my gesê. Uit die mond van die suigeling. Maar gaan vinnig wees, want ek wil uitkom by die volgende 3 punte ook, maar dit gaan oor om God te vertrou en ek kry in die week 'n oproep. Pastoor, ek wil hê jy my trou. Ek sê, OK.
dis reg. Hy sê, maar as 'n catch. Ek sê, 'n catch. Hy sê, ja, jy sal die heel naweek moet kom. Ek sê, heel naweek, ek kan nie, ek is te besig. Hy sê, nee, want die trou is al by die Kreerwiltyd. Hy sê, moenie worry nie, ek het al julle kostes gedek. Ons bly in 'n 5-ster plek. My petrol word vir my betaal. Wat wil ek nog hê? So ek het belangrijk so 3-4 dae net wegbreek oor 'n paar weke, oor die naweek. Want God smaal nou vir my en sê, en jy dink ek kan nie onmoontlike moontlik maak nie. As iemand dit vir my gesê, dit sou gebeur, sal ek gesê, ag nee, maar jy's gerook. Het gaan nie binnekort gebeur nie, ek is te besig. Maar kan jy sien hoe God deurbrake gee, maar dan moet ek en jy net bly doen dit wat hy sê. Ek het vanoggend iets ervaring en ek glo die deurbraak is daar. Nou skus, ek stap nou na julle toe. Die Here lê die tannie op my hart, maar ek dacht sy's nie hier nie, want sy's nog siek. En vir een of rede sien ek haar nie, want toe ek by die dogter kom, salf ek haar en ek bid vir haar, maar eintlik vir ma. En toe ek my oë oopmaak, hierso sit sy. Ek dink jy het nie vir jouself so gelag, want ek het haar nie gesien nie. Tannie, jou deurbraak is hier. Ek dink jy weet het. Want God maak die onmoontlike moontlik. Maar ek en jy moet net in beweging kom, en ek kon vanoggend, jy weet, jy preek oor 'n ding, maar jy doen dit nie self altyd nie, en ek het net besef vanoggend, ek gaan, en Petrus, hoekom ek by julle ook kom draai. Julle was op my hart, en dis hoekom ek by julle ook agter gedraai het, julle was op my hart. Verstaan, God wil vir ons deurbrake gee, maar baie keer is dit ook ek wat nie gehoorsaam is nie. Die eie ek, jy weet, die deurbrake wil nie kom in mense se lewens nie, want jy wil nie beskikbaar wees. En dis wat God van my en jou vra. En dis wat ek wil hê ek en jy moet begin doen. So glo in God se woord, vertrou hom vir die onmoontlike. Die eerste en miskien die belangrikste stap na 'n deurbraak is om te glo dat God in staat is om enigiets te doen, om dit te doen wat jy nodig het. Glo jy dat God dit vir jou gaan doen? Ja, pastoor, ek glo maar. Ek het nou die dag vir iemand verduidelik, as jy iets sê en jy gebruik die woordjie maar, beteken dit niks wat jy voor het gesê het. Soos Helene, weet jy, ek is so lief vir jou, maar. Sodra ek sê maar, beteken dit wat ek gesê het niks nie, want die woordjie maar maak alles voor dit ongedaan. Ek glo God kan dit doen, maar. Nee man, jy glo nie. Want hoekom het jy maar gebruik? Die Engels is but. I know God can do anything but. Nee, jy glo dit nie. Want die but sê jy glo nie. Die maar sê jy glo nie. Ek is bereid om te doen wat die Here sê, maar. Nee, jy is nie bereid om te doen wat die Here sê nie. Want jy het voorwaardes. Of ek het jou lief. Maar. Jy sê eintlik, jy is nie so lief vir my nie, want daar's goed, daar's voorwaardes. Dankie tog, God sê nie vir ons, my kind, ek het jou so lief nie, en dan sê hy maar nie. God doen dit nie. Hy het ons onvoorwaardelik lief, hy het vir ons gewys, deur Jesus aan die kruis te laat sterf. Dis 'n onvoorwaardelike ding waarop ek en jy moet begin konsentreer vanmôre. Ons is dikwels geneig om God te beperk tot ons eie logiese verstand. Ons kyk na die probleem en dink, hoe is dit nou moontlik? Hoe is dit moontlik? Dit is moontlik met God. Ja, ek en jy kan nie, hy kan. Maar dan moet jy dit glo, dat God die onmoontlike kan doen. Jesaja 55 vers 9,
En daarso sê hy, maar God se weë is hoër as ons weë en sy gedagtes is hoër as ons gedagtes. Dit is vir my absoluut wonderlik. So ek en jy moet net sê, Here, ek weet U kan. Ek weet ek het die voorbeeld hier van Moses en Israel. Uiteindelik sê Farao na 10 plaae, gaan net. En snaaks toe ek nou weer daaraan dink, hierdie storie van gaan net, ek dink, ou Farao was so keelvol vir hierdie klomp Israeliete na al hierdie klomp goed wat hom getref het. Hy het vir hulle gesê, voetsak! Ek dink dis omtrent toe hy met hulle gepraat het. Hy wil hulle nie meer naby hom hê nie, want sy oudste seun is dood. Laat hy gaan! En hy trek hulle en ja, sy hart word verhard, hy sit hulle weer agterna, ou Farao, hy wil hulle doodmaak en nou, die see is hierdie kant. En agter hulle is Farao met sy leer. En as jy in die Bybel kyk oor daai klomp Jode, jy weet, daai Israeliete, nou paniek hulle, hoekom het hy ons laat trek uit Egipte uit? Nou gaan ons doodgemaak word, ons almal. En God gebruik vir Moses, en Moses is bereid om op te staan en te sê, God sê, moenie bekommerd wees nie. En die see gaan oop, en hulle trek deur. En Farao sien, wow, ek dink hy moes verskrik gewees het, maar hy sien hulle deurgetrek, so hy kan ook, en hy sit hulle agterna, en die hele leer is daarmee in, op een slag, toe die see toemaak. Nou as God dit vir Israel kan doen, hoeveel te meer kan hy dit vir my en jou doen nie, want hy het aan die kruis dan al ons goed op hom gevat, al ons siektes, ons probleme, ons stryd. En dis hoekom ek sê, hou op om God te betwyfel, en te twyfel in hom, te betwyfel of hy dit gaan doen, want hy kan dit doen. Hy kan enigiets doen. En dis wat ons hier sien. Het jy al God se vermoë vir die onmoontlike onderskat? Ek het. Ek dink ons almal het hom. God kan, maar. Ek hoor dit so dikwels, die Here kan my nie vergewe nie, want ek het te groot gesondig. God kan die onmoontlike doen, en daar's geen sonde te groot nie, behalwe sonde teen die Heilige Gees, maar dit is iets anders. Die feit is, as ek en jy gehoorsaam is, en doen wat die Here sê, en hy pad van hom stap, te midde van die foute wat ons maak, gaan ons uittel en uitlig, en vir ons deurbrake gee. Is daar, en kyk net hier, 'n situasie in jou lewe waar jy opgegee het, omdat dit te groot lyk. Vandag herinner God jou, niks is vir hom te moeilik nie. Niks is vir hom te moeilik. Nommer 2, wees voorbereid vir die nuwe. Want wat sê hy hier in die vers? Kom ons gaan weer dan na Jesaja 43 vers 9 en 10. Sal julle dit nie merk nie? Dit beteken ek en jy word baie keer op kant gevang, want ons weet nie en besef nie as mens dat God enigiets kan doen nie. Wees voorbereid vir hierdie nuwe een. Soms verwag ons 'n deurbraak op 'n spesifieke manier. En weet jy wat? Dis hierdie goed wat my baie kwaad maak. Ek wil gou vir jou hierdie getuienis gee. Miskien het jy hom al gehoor. 'n Man kom eendag na ons toe. En hy sê vir ons, pastoor, asseblief, dit gaan rof by die huis. Kan jy nie vir ons geld gee vir kos nie? Ek sê nee, ek kan nie vir jou geld gee nie, maar ek kan vir jou kos gee. En ek gee vir hom kos. Volgende week toe sê ek, het God al vir jou onderneem? Nee, ek het nou nog nie die geld gekry nie. God het vir hom kos gegee. Hy het heel moontlik vir my gelieg hoekom hy die geld soek. Maar hy het gesê, want hy wil kos gaan koop. Nou, moenie worry nie. Ek spaar jy al die moeite, ek sal vir jou kos gee. En dis ongelukkig wat ons met God doen. Dan voorsien God
maar op 'n manier wat ons nie wil hê. Ons soek dit so en God sê so. En dis die probleem. En dis hoekom ons kom op 'n punt waar ons begin merk wat God wil doen en begin wakker wees om te sê, okay, ek verstaan dit nou beter. God doen dit op sy manier. Hy doen dit anders en daarom mis ons dit baie keer. 'n Deurbraak vereis dikwels, en kyk gou hier, ek wil net weer daai stukkie. 'n Verandering in ons perspektief, ons planne en soms selfs ons gewoontes, dit kan God se nuwe plan vir jou lewe insluit. In dit wat God vir jou doen, wil hy baie keer goed verander. Hoe jy dit doen, hoe jy optree, hoe jy teenoor jou man en jou vrou optree, hoe jy by die werk optree, hoe jy in jou omstandighede optree. So God het baie keer 'n nuwe plan. Maar nou is die vraag, is jy oop vir hierdie nuwe plan van God? Is jy oop vir hierdie deurbraak, want baie mense is nie. En dan nommer 3, en is interessant, baie ouens, en ek het begin deur hier te sit op my boude, en te sê, ek wag nou dat God gaan antwoord. Jesus sê, hy volhard in die gebed en geloof. Nou het jy reeds aan die gang gekom, maar nou volhard jy in gebed en in geloof. En jy sê, Here, ek gaan U nie los totdat U my seën nie. Deurbrake kom nie altyd oornag. Soms vereis dit volharding in gebed en 'n onvoorwaardelik, onwankelbare geloof dat God sy beloftes sal nakom. Ek het hier 'n voorbeeld. As 'n vrou, bloedvloeiing. Baie jare. Sy het lank gelei, maar sy gee nie op nie. Sy het geglo as sy net aan Jesus se kleed kan raak, sal sy genees word. En op die einde van die dag het dit nie gegaan oor die kleed aanraak nie. Kyk, dis nou nader aan 'n kleed se broek, so kom ek nou daar trek. Okay. Dit het nie gegaan oor die kleed aanraak nie. Waaroor het dit gegaan? Dit ook, maar wat het die Here vir haar gesê? Wat het haar gered? Haar geloof! Sy het gesê, ek gaan hom nie los totdat hy my seën nie. Ek gaan net aan daai kleed vat en die Here sê, my kind, jy's genees, jou geloof het jou gered. Jou geloof het jou gered. Hou vas aan God se woord en vertrou dat hy op sy tyd en op sy manier sal antwoord. Nommer 4. Gee lof en dankbaarheid. Nou ek het nie daai voorbeeld op nie, maar luister gou hier. Die Here genees op 'n stadium 10 melaatses. En hoekom is daai storie so belangrik vir ons? Hoeveel het teruggekom om dankie te sê? Net 1. Net 1! O, Here, asseblief antwoord, en dan kom antwoord God vir my, en dan vergeet ek skoon om hom te loof en te prys en dankie te sê vir dit wat hy vir my gedoen het. Dis ons probleem. En is interessant dat hy sê net 10% het teruggekom. Ek wonder of dit nie selfs minder as dit is, as ons kyk na statistiek nie. Die probleem is, mense gaan nie terug na God om hom te loof en te prys vir wat hy gedoen het en te sê dankie nie. Inteendeel, weet jy hoe vinnig vergeet ons van dit wat God gedoen het. En dis hoekom jy jouself baie keer moet herinner waar jy vandaan kom en wat God vir jou gedoen het, al was dit toe jy 9 jaar oud was. Ja. Dis wat God kan doen. Maar ek en jy moet hom loof en prys en ons moet hom sê dankie Here. Dankie vir wat U doen. Hou vas aan God se woord. En vertrou dat hy op sy tyd en op sy manier sal antwoord. Hy sal, so wanneer ons God loof, selfs te midde van ons uitdagings, verskuif ons fokus van die probleem na die probleemoplosser. En weet jy wat, dis vir my so belangrik toe ek dit raak lees. Kom weg van jou probleem af en kyk na die een wat die probleme oplos. 'n
'n predikant het eendag vir 'n broer gesê, "Dit was my so mooi. Jare terug hoor ek hierdie storie. O pastoor, ek is soos 'n ou wurmpie." Hy sê, "Ja, ek sien jou probleem, die duiwel vang vis met jou. Jy's nie 'n wurmpie nie, man. Jy's 'n koningskind, jy behoort aan die Here en begin opstaan vir wie en wat jy is in God. Jy's nie 'n wurmpie nie. Maar die duiwel sal met jou vis vang." Ek hoor 'n ander ene, "O pastoor, die duiwel ry my." Hy sê die oplossing is so maklik, verander van jokkie. Gooi die duiwel af en sê die Here op. Dis praktiese voorbeelde. O, die duiwel ry my. Luister man, kry 'n ander jokkie, gooi hom weg. Want dis wat God wil doen, dis wat God vir my en jou wil doen. Maar ek en jy moet hom loof en prys. Ons moet sy naam groot maak. Jy sien, wanneer ons God dan loof en prys, gaan dit oor die probleemoplosser. Dit bou ons geloof en skep 'n atmosfeer vir God se ingryping. Die mooiste voorbeeld wat ek daar het is Paulus en Silas in die tronk. Hulle is geboei in die tronk, slegte omstandighede, onskuldig. En hier begin hulle God loof en prys. En sy naam groot maak. En wat is die impak? Die boeye val af en die deure gaan oop. En die impak is so groot dat die opsigter oor die tronk wil homself om die lewe bring, want hy dag al die gevangenes is weg. Toe sê Paulus, "Moenie, ons is almal hier." En die impak daarvan is, hy en sy gesin het tot bekering gekom, by die Here uitgekom, daai tronkopsigter. Hoe het Paulus en Silas se omstandighede verander? Hulle het God begin loof en prys, in hulle moeilike omstandighede. Dis wat ek en jy moet doen. In ons omstandighede moet ons God loof en prys, soos Paulus en Silas. Broeder en suster, God kan enigiets doen. En ek wil afsluit met hierdie deurbrake storie, hierdie deurbrake ding in jou lewe. Jy sien, God is 'n God van deurbrake. Hy wil die onmoontlike in jou lewe moontlik maak. Hy wil 'n pad maak in die woestyn en riviere laat vloei in jou wildernis. God wil voorsien, God wil onderneem. Mag jy vandag 'n nuwe geloof, 'n nuwe verwagting kry, wetende dat God kan vir jou 'n deurbraak gee. Luister, God kan vir jou 'n deurbraak gee. En ek glo hy wil vir jou 'n deurbraak gee. Maar dan moet jy glo en dan moet jy begin opstaan en sê, ek gaan leef soos 'n koningskind, want ek behoort nou aan die Here. Ek is sy kind en ek gaan in oorwinning begin staan in die naam van die Here. Ek kan jy net begin opstaan. Dan is Susan, dit wat gister met jou gebeur het, is deel van hierdie boodskap van die deurbrake. Sy kry op 'n groep 'n ding van 3 kindertjies wat nie klere het nie en die omstandighede is baie sleg en sy gaan vra vir die sissies hier agter toe ek nog nie hier was nie. Kan sy daai kinders klere kry? Ek kan nie verstaan dat hulle sê, hulle weet nie wat pastoor gaan sê. Maar hulle het vir haar gegee. En toe die oorwinning gekom, het kinders is gehelp. Maar sy kon het raak gelees het en gesê, maar onmiddellik aan die gang gekom. En jy sien, dis waar die deurbrake kom, wanneer ek en jy daar eerste tree gee. So sê ek, vertrou God nou vir die onmoontlike in my lewe. God gaan voorsien, God gaan onderneem, God gaan help. En hy doen dit op wysies wat my en jou verstom laat. Hy doen dit net op ander maniere. Vertrou op die Here. Want die God van deurbrake is besig om in jou lewe te werk. En hy wil in jou lewe werk. En hy wil in jou omstandighede werk. Begin net opstaan in die naam van die Here en sê, Here, ek wil daai deurbrake hê, ek kom nou agter die fout lê by nie, lê by my.
Ek moet in beweging begin kom. Ek moet begin opstaan. Ek moet begin doen dit wat die Here sê. En God is getrou. Kom ons buig ons hoofde. En ons gaan vir die Here vra om te help. En te onderneem, Pastoor Japie, ek gaan vir jou iets snaaks vra, maar ek wil hê jy moet kom bid nou, want ek moet gou iets reël in verband met die deurbrake storie wat die Here op my hart gelê het. So kom bid net. Ons gaan nou saam met u bid ook, maar kom ons buig met ons hoofde. Gaan ons net vir hierdie gebed. Gerard, wil jy nie net geweet kom? Kom ons sluit ons oë. Here, baie dankie dat ons vanoggend kon hoor dat u belangstel in ons deurbrake, Here. Vader, ek eer u vermoere. As ek na my eie lewe kyk en sien hoe stap u elke dag 'n pad met my. En ek glo met elkeen van ons wat luister vermoere. U gee net nie moed op nie, Here. U is altyd daar. Here, niks kan ons uit u hand uitruk nie. Ons weet, ons kan aan u vashou, ons kan op u vertrou. U bring die deurbrake op, u tyd. Here, dankie dat ons vanoggend kan glo. Daai geloof wat ons red. En ek weet, Here, u daai geloof vir ons gegee. Dis 'n gawe van God. En ons eer, Here, dat ons daaraan kan vashou vandag. En kan weet, u is ons God. U is ons voorsiener. U is die een wat deurbrake bring. En ons eer u daarvoor in Jesus se naam. Amen. Nou, broeder en suster, luister gou na jou hart. Listen to your heart, is there to guide you. God wil jou begelei. Hy praat in jou hart vanmôre. En as jy hier sit en sê, ek verstaan nou, ek vertrou God nou vir hy deurbraak, wil ek nie as jy moet lank twyfel nie, ek wil net voorkom staan, ons gaan saam met jou bid. En ek gaan saam met jou God vertrou, en ons gaan saam met julle God vertrou, dat die deurbrake gaan kom. Maar het jy gehoor, dis ons wat in beweging moet kom. En as jy God nou vertrou vir hy deurbrake, kyk, is die eerste al hier. Ek wil hê jy moet die wees. En sê, ek vertrou God nou vir my deurbrake. Ek vertrou hom, en ek weet dit gaan gebeur, en ek weet daar gaan iets gebeur, en ek weet omstandighede gaan verander. Broeder en suster, God wil dit doen. Maar dan moet ons begin opstaan. Ons begin opstaan en sê, Here, hier is ons. Vertrou U ten volle. Om nou die onmoontlike te doen. In my omstandighede. Here, U is so getrou. U is so getrou. Ons loof en prys U naam, en ons sê vir U dankie. So waarmaker vir die woord. Dankie Michael, jy kan verder prys en worship. Ons gaan nie verskriklik lang tyd opvat nie, maar ons gaan tyd opvat. Want ons saam met julle bid en God vertrou. Vir daai deurbrake in jou lewe, en dat God die onmoontlike gaan doen vir jou. Want hy wil. Dankie Jesus. Dankie Jesus. Dankie Jesus, Here. Ek sal my sussie in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Here, en ek sal vergerd in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Here, ek bid nou saam met my sussie. Here, ek het eers na hulle toe gekom om begin, want die Here sê vir hulle, die sê vir hulle. I will sing want ek is besig om wat te maak en ek is besig om weg te gaan hier uit woestyn. and I will honor Begin julle in beweging kom, sê die Here, dan kom ek in beweging. I will Here, U gaan hulle help en U gaan hulle onderneem. Seën hulle. Dankie vir die I voorsiening. will Dankie Jesus. Dankie Jesus. Dankie Jesus. I will honor Here, ek sal my bid in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, en ek I sal my will sussie in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. give me Here, wat nie ons Trudy nodig het, is 'n deur. I will give you me Here, ek wil nou van dit te sê wat die woord gesê het. I will worship Julle dit nie, you kom julle dit nie agter nie. I will Ek is besig om nuwe dinge te doen. give me Ek wil hê julle moet begin opstaan en begin doen wat ek sê. Here, U het 'n wonderlike plan en doel vir hulle. Dankie dat U vir hulle gaan help en oorneem en seën op wonderlike wyse. Ons bring
will sing to you. I will worship you. I will sing to you. I will honor you. I will honor you. I will worship you. I will honor you. And I will give you me. I will give you me. I will worship you. I will give you me. And I will sing to you. I will sing to you. I will worship you. I will sing to you. And I will honor you. I will honor you. I will worship you. I will honor you. I will give you me. I will give you me. I will worship you. I will give you me. I will give you me. And I will give you me. I will give you me. I will worship you. I will give you me. Will give you me. I will give you me. I will worship you. I will give you me. Here, daar's niemand soos U nie. Net voor ek by die doopdiens kom, ek het jou gevra om gou vir my iets te doen. Bring dit gou vir my. Hoe is dit?
Ek gaan vanoggend 20 komberse saai, maar moet nou nie voel, ag die Here sien my nie raak vanmôre nie. Sê eerder vir jouself, die persoon wat dit kry, het meer nodig as ek, om te weet die Here sien hulle raak. OK, ek wens ek kon vir almal een gee. Ek wil vir Gerald 'n dankie sê vir al hulle hier kom werk. Die eerste gesin wat die Here op my hart gelê het, is julle daar agter. Ek gaan vir julle 4 gee, vir julle 2 en vir die kinders. Julle is al 3 kinders. OK, maar ek gaan vir julle 4 komberse gee. En ek gee dit nie vir julle omdat ek julle jammer kry nie, ek gee dit vir julle om vir julle te sê die Here sien julle raak. En mag die Here vir julle help. Broeder en suster, hulle is nou al, dis die 4de week na mekaar dat hulle in die kerk is. En as jy mooi kom kyk, hy het net 'n arm. Maar hy is hier. Wat is jou verskoning as jy nie altyd hier is nie? Die Here sien julle raak en die Here gaan vir julle deurdra. En ek weet ek gaan vir julle iets besonders doen. Daar sê julle. Petro, jy en ma, kom gou hierso. Toe jy my vanoggend vroeg gebel het om te hoor hoe laat die kerk gaan begin, tot geweet, die Here wil iets spesiaals vir julle tweeetjies doen vanmôre. Die Here sien julle raak hoor, ek het 'n man begrawe so 'n paar weke terug. Die tannie se seun. En hulle kry swaar om dit te verwerk, maar ek weet die Here gaan vir hulle help en deurdra. Dankie Jesus. Ek het vir julle ook vanoggend gebid. So, ek wil vir julle ook gee om net te sê, luister, die Here vergeet nooit nie. Want julle het gewonder, die Here vergeet nie. Hy vergeet nooit nie. Hy is altyd daar om te help en te voorsien en te onderneem op wyses wat mens net verstom laat. Ekskuus julle, ek vat 'n paar minute want dis op my hart. Ek het eers gesê 10, maar ek weet dit was 20. Ek wil vir julle 2 as ouers vanoggend dit gee. Om te sê die Here sien julle ook raak vir wat julle doen. En dis nie altyd maklik nie. En mag die Here vir julle help en deurdra. Ek is so bly julle seun word gedoop vanmôre. Ek weet die Here gaan vir julle help. Baie seëninge vir julle. Jesus, jy bly net getrou. Ek gaan hierdie nou uitdeel. Dis nie die wat ek nou moes doen. Ek gaan na die doopdienste doen. Ek gaan vra die 5 doopelinge na vore gaan kom. Ek wil nie die diens onnodig uittrek nie. Maar hier's nog 'n klomp wat ek moet uitdeel en ek gaan dit doen. So hulle wat gedoop word, asseblief dat u net, wil jy nie net vir my bidkamer toe gaan die tieners inkom en een van die tieners moet hier na toe kom. Dankie Jesus. O, hy is 'n waarmaker van die woord. Terwyl hulle vorentoe kom, daar's iets wat ek net op my hart het wat ek met u wil deel. Baie van jou deurbrake begin met wat om Pieter vroeër gesê het, gehoorsaamheid aan die Here. Kom staan nie voor, almal so langs mekaar, daar is hy. Ek wag nou net vir Tristan ook. Jou deurbraak begin met gehoorsaamheid. En om gedoop te word is 'n stap van gehoorsaamheid. Ek kry so baie mense wat sê, ja, die Here het al 10 jaar terug my gepraat. Nou, hoekom het jy dan nie 10 jaar terug het gedoen nie? Want ek was nog nie reg nie. Luister, jy gaan nooit reg wees nie. Neem net daai stap in die geloof en sê, ek gaan begin doen wat die Here sê. En Tristan, ek wil jou vanoggend uitsonder, want jy was die eerste een wat gekom het. So die Here gebruik die jongste van die lot om emotion aan die gang te kry. Gehoorsaamheid aan die stem van die Here. Pieter, gehoorsaamheid aan die stem van die Here. Julle gehoorsaamheid aan die stem van die Here. En ek is so bly. En ek weet die Here gaan vir julle seën of vir julle onderneem op wonderlike wyse. Ek hou net vir julle weer 'n gedeelte voor, is Matteus 28 vers 19.
En daar staan, gaan dan heen, maak disippels van al die nasies. Dit beteken ek moet 'n kind van God wees, ek na God toe kom en sê, Here, hier is ek wil 'n pad saam met U stap, ek wil die kind wees. En dan sê hy, en doop hulle, die Griekse woord is baptizo, van die oorspronklike taal waarin die Nuwe Testament geskryf is, en daai woord beteken onder die water in. Doop hulle in die naam van die Vader, en van die Seun, en van die Heilige Gees, met ander woorde, in die naam van ons drie-enige God. En dan stop die Bybel nie daar nie, maar dan sê hy, en leer hulle. So nou begin julle ook 'n pad stap van om te leer. So, die doop is nie die ultimate, nou stop het nie. Nou moet jy begin leer, en begin doen dit wat die Here sê. En Leonietjie, die Here is besig met iets besonders in jou lewe, jy weet dit. Ek het vir jou dit uitgewys. Daai gaan plak Jesaja 43 op vir jou, waar hy sê, kom jy dit nie agter nie? Wendy, kom jy dit agter? As iets aan nie gebeur, vir julle twee. Dit is my 'n wonderlike voorreg om man en vrou op te doop vandag. En ek weet die Here gaan vir hulle help, so Arthur is besonders vandag, dit wat ons doen. Ek gaan dan net vir elkeen van julle 'n paar vragies vra, wat julle net hier voor die gemeente moet antwoord. En wees gehoorsaam aan die stem van die Here om te sê, Here, ek gaan doen dit wat U sê. Ek is gehoorsaam, ek soek nou net die vraag. Dit was hier en nou sit missing in action. Toe maar, ek het dit op my foon, ek gaan dit gou kry. Ek wil die eerste vraag vir julle vra, het jy jouself werklik tot God bekeer? Awesome. Het jy Jesus Christus aangeneem as jou persoonlike saligmaker? Is dit dan jou begeerte om vanoggend dan gedoop te word deur onderdompeling in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees? En beloof jy dan om jou ook dan te onderwerp in die woord van God en wat die woord van God vir jou sê wat jy moet doen? Wat is jou antwoord? Wonderlik. Nou broeder en suster, kom ons staan op, kom ons gaan hulle seën in die naam van die Here. En ek weet die Here gaan iets besonders doen. Ek wil net hê my pastore moet ook kom asseblief. En wow, dis 'n nuwe begin vir jou, né? Dis 'n nuwe begin vir jou, nou kan jy nog warm kry op, jy sien. Dis 'n nuwe begin vir julle twee. En mag die Here julle help. Kom ons lê ons hande op hulle en ons vra die Here om hulle te seën. Here, dankie. Ek wil vir elkeen van hulle seën in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Dis 'n wonderlike stap wat hulle doen vanmôre. En U gaan vir hulle onderneem en U gaan vir hulle deurdra en U gaan vir hulle help op wyse wat ons net verstom laat. Dankie dat U getrou is, Vader, en dankie dat U in ons saak is en U sal ons nie los nie. Die Here, van hier af gaan U saam met hulle stap en U gaan vir hulle help en voorsien. Ons bring U die lof en die eer in Jesus naam en ons eer U, Vader. Dankie vir die stap wat hulle doen vanmôre in gehoorsaamheid aan die woord, aan die stem. Hulle doen dit vir U, hulle doen dit nie vir ander nie. Doen dit nie vir mense nie, ons doen dit vir God. En dankie dat hulle dit kan doen. Amen. Terwyl ons so staan, Michael gaan nie verder lei, ons sal gou aantrek daar agter. Baie, baie dankie. Let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich. Let the blind say I can see. Is what the Lord has done in me. Yes, let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich. Let the blind say I can see. Is what the Lord has done in me. Hosanna, Hosanna to the Lamb that was slain. Hosanna, Hosanna, Jesus
He rose again. To the river I will wade. There my sins are washed away. From the heavens mercy stream of the Savior's love for me. Hosanna, Hosanna to the Lamb that was slain. Hosanna, Hosanna, Jesus died and rose again. Hosanna, Hosanna to the Lamb that was slain. Hosanna, Hosanna, Jesus died and rose again. I will rise from waters deep into the saving arms of God. I will sing salvation songs. Jesus Christ has set me free. Hosanna, Hosanna to the Lamb that was slain. Hosanna, Hosanna, for Jesus died and he rose again. Hosanna, Hosanna to the Lamb that was slain. Hosanna, Hosanna, for Jesus died and he rose again. Let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich. Let the blind say I can see. It's what the Lord has done to me. Hosanna, Hosanna, Hosanna to the Lamb that was slain. Hosanna, Hosanna, Jesus died and rose again. Hosanna, Hosanna to the Lamb that was slain. Hosanna, Hosanna, Jesus died and rose again. Into the river I will wade. There my sins are washed away. From the heavens mercy stream of the Savior's love for me. Hosanna, Hosanna, Hosanna to the Lamb that was slain. Hosanna, Hosanna, Jesus died and rose again. Hosanna, Hosanna to the Lamb that was slain. Hosanna, Hosanna, Jesus died and rose again. For Jesus died and he rose again. Daar sê u kan u sitplekke neem. Ek dink ons gaan 'n bietjie verander. Pieter, jy's nee, ons sal jou tweede doen. Tristan, jy's eerste. Kom. Jy's mos 'n jongeling.
Julle, ek het terwyl hy nou inkom, ek het gister so gelag by die ou mense, toe sê Gert daar agter, jy weet, hy het nou net 60 geword, so hy is nog 'n babietjie. Toe sê ek, as hy 'n babietjie is, beteken dit ek is nog voor geboorte. Want ek is nog nie 60 nie. Kom sit gou vir my, Tristan. Tristan Botha is op jou eie belydenis en in die naam van Jesus Christus, die Here van ons kerk, doop ek jou in die naam van die Vader, van die Seun, van die Heilige Gees. Prys die Here, baie geluk om te hoor. Soveel seëninge vir jou, Pieter. Pieter Smit op jou eie belydenis en in die naam van Jesus Christus, die Here van ons kerk, doop ek jou in die naam van die Vader, van die Seun, van die Heilige Gees. Maureen, het jy gesien ek het hom langer gehou? Nee, ek wil vir die skoonmaak gesê, Chamonix weet ek, maar Chamonix, ek het mos gesê, ne? Baie geluk, Pieter, die Here seën. Kyk, Wendy, jy kan eers kom. Wendy Klopper op jou eie belydenis en in die naam van Jesus Christus, die Here van ons kerk, doop ek jou in die naam van die Vader, van die Seun, van die Heilige Gees. Broeder en suster, ek het verskriklik baie respek vir hierdie sussie. Sorry, maar ek moet nou jou ouderdom weggee. 3 maande terug het sy geboorte geskenk op 42-jarige ouderdom. Wendy, die Here seën vir jou so ryklik. Weet jy, ek ken baie vrouens van 42 wat al oumas is. So baie geluk vir jou en mag die Here vir jou so besonders deurdra, Sissa. Verklopper op jou eie belydenis en in die naam van Jesus Christus, die Here van ons kerk, doop ek jou in die naam van die Vader, van die Seun, van die Heilige Gees. Liani, ek het so goeie nuus vir jou. Die Bybel sê hy wat laaste is, sal eerste wees.
Liani, steun op jou eie belydenis. En in die naam van Jesus Christus, die Here van ons kerk, doop ek jou in die naam van die Vader, van die Seun, van die Heilige Gees. Kom ons staan, ons sing ons gou ons laaste lied. The Lord's my shade that I'll not want. He makes me lie in pastures green. He leads me by the still waters. His goodness restores my soul, and I will trust in you alone, and I will trust in you alone, for your endless mercy follows me. Your goodness will lead me home. He guides my ways in righteousness, and He anoints my head with oil, and my cup it overflows with joy. Feast on His pure delights, and I will trust in you alone. I will trust in you alone, for your endless mercy follows me. Your goodness will lead me home. And though I walk the darkest far, I will not fear the evil one, for you're with me and your rod and staff are the comfort I need to know. And I will trust in you alone. I will trust in you alone, for your endless mercy follows me. Your goodness will lead me home. I will trust in you, and I will trust in you alone. I will trust in you alone, for your endless mercy follows me. Your goodness will lead me home, for your endless mercy follows me. Your goodness will lead me home, for your endless mercy follows me. Your goodness will lead me home. Halleluja. Die Here is goed. Hy is getrou. Amen. Kom ons sluit ons oë. Here, baie dankie vir hierdie diens wat ons hier kon wees. Ons kon lekker saam sing en U aanbid, Here. U is die God wat lewe.
Dankie vir die woord wat ons kon hoor, Here. Ek bid dat hierdie deurbrake sal deurkom, dat ons U sal vertrou en in U glo. Here, dankie dat U in beheer bly van ons lewens. Ook waar ons uitgaan in hierdie week tegemoet, dankie Here dat ons ook weet, U stap 'n pad met ons en niks kan ons uit U hand uitruk nie. U sal ons nooit begewe en nooit verlaat nie. U is altyd by ons. Ons eer U in Jesus naam. Amen. Dan sê baie seën vir almal. Ek weet nou nie, is daar tee of koffie nie? Is daar tee en koffie? OK. Seën vir almal.